Welkom by Simple Science Potgooi. Vandag pak ons elektrodinamika aan. Daai deel van fisiese wetenskappe wat oor, elektriese masjiene, soos generators en motors gaan, en ook wisselstroom. Ja, dis nogal 'n groot stuk werk. Nogal belangrik vir jou graad 12 NSS voorbereiding, né? So ons gaan 'n bietjie kyk hoe alles bymekaar pas. En hoekom dit, saak maak. Absoluut. En die kern van baie hiervan is eintlik een groot idee: elektromagnetisme. Dis die wisselwerking tussen elektrisiteit en magnetisme. Kyk, soos Faraday gewys het, as jy 'n magneetveld verander naby 'n draad, of 'n draad beweeg deur 'n magneetveld, dan kan jy 'n stroom opwek. En andersom werk dit ook. 'n Stroom en 'n magneetveld, dit ervaar 'n krag. Hierdie twee beginsels, dis wat generators en motors laat werk. Goed, kom ons begin sommer daar. Generators en motors. Klink amper soos teenoorgesteldes. Ja, presies. Hulle is soos twee kante van dieselfde muntstuk, kan jy sê. 'n Generator, hy vat meganiese energie. Dink nou aan iets wat draai, soos 'n turbine by Eskom byvoorbeeld, en hy maak dit elektriese energie. OK. Beweging na elektrisiteit. Net so. En 'n motor doen presies die omgekeerde. Hy gebruik elektriese energie om meganiese energie te skep, soos jy weet om die lemme van 'n waier te laat draai. Reg. En altoe gebruik daai spole draad en magneetvelde waarvan jy gepraat het. Jep, albei staan op daai interaksie. So hoe werk 'n generator dan? Jy spin 'n spoeldraad binne in 'n magneetveld en omdat hy spoel draai, verander die hoeveelheid magneetveld wat deur die spoel gaan mos heeltyd. Korrek. Ja. En dan, volgens Faraday se wet, veroorsaak hierdie verandering 'n spanning en as die kring gesluit is, 'n stroom. Maar wag 'n bietjie. Dit klink of daai stroom sommer van self rigting gaan wissel soos die spoel draai. Jy's heeltemal reg. Dis presies wat gebeur. Soos die een kant van die spoel, sê nou maar opbeweeg verby die magneet se noordpool en dan weer afbeweeg verby die suidpool, dan keer die geïnduseerde spanning en dus die stroom natuurlik om. En dis wat ons wisselstroom noem, WS, of AC in Engels. OK. En hoe kry ons daai stroom nou uit die generator uit? Uit die deel wat draai? Vir 'n WS-generator is dit redelik eenvoudig. Ons gebruik net sulke aaneenlopende ringe. Hulle word glyringe genoem, slip rings. Die stroom wat jy dan uitkry, wissel konstant van rigting. Dis daai mooi sinusgolf wat jy altyd op die grafieke sien. Maar ons kry mos ook gelykstroom, GS, né? Soos, van 'n battery. Hoe maak 'n generator dit? Dis waar die slim deel inkom. Baie slim ontwerp. Vir 'n GS-generator gebruik ons nie daai glyringe nie. Ons gebruik iets anders. 'n Split-ring kommutator. Splitting, soos 'n ring wat gekap is. Presies. Dis basies 'n ring wat, middeldeur gesny is met 'n klein gaping tussen die twee helftes. Elke punt van die spoel is aan een helfte gekoppel. En soos die spoel nou draai, verruil die kommutatorhelftes kontak met die uitsetborsels net op die regte oomblik, juis wanneer die stroom in die spoel wil omkeer. Slim. So wat doen dit dan? Die effek is dat die stroom buite die generator, die stroom wat na die res van die kring gaan, altyd in dieselfde rigting vloei. Al puls die sterkte nog op en af, bly die rigting dieselfde. Dit rig basies die WS wat binne-in opgewek word om. Slim, né? Ja, nogal. So reg. WS kom van Eskom af vir die huis. Dit is min of meer die natuurlike uitset as jy iets draai in 'n magneetveld. En GS het daai ekstra stukkie tegnologie nodig, daai kommutator. So, hoekom gebruik ons dan meestal WS vir ons kragnetwerk? Die groot voordeel van WS, die eintlike rede, is transformators. Omdat WS se spanning en stroom heeltyd verander, kan jy dit baie maklik op of afskaal met 'n transformator. En 'n transformator is basies net twee spoele draad naby mekaar. Dis eenvoudig in beginsel. Kragstasies gebruik dit dan om die spanning vreeslik hoog te maak. Ek praat van honderde duisende volts vir transmissie oor die lang afstande. Wow. Hoekom so hoog? Dit klink gevaarlik. Dis juis om dit doeltreffender te maak. Dit klink dalk teen-intuïtief, maar onthou,
Drywing, dis nou krag, is spanning maal stroom. P gelyk aan V maal I. So, vir dieselfde hoeveelheid drywing wat jy wil stuur, as jy die spanning baie hoog maak, dan kan die stroom baie laag wees. O ja, ek sien. En die energie wat jy verloor as hitte in daai lang kraglyne, daai verlies hang af van die stroomkwadraat, I². So 'n lae stroom beteken baie minder energieverlies oor honderde kilometers se kabel. Dis 'n groot besparing. En dan naby my huis? Ja, dan naby jou huis, dan gebruik hulle ander transformateurs, afstort-transformateurs, om die spanning weer veilig af te bring, af na die 220 tot 240 volt wat ons in ons proppe kry. Slim. So jy kan dit nie so maklik met DAC doen nie, daai op- en afskaal. Nie naastenby so maklik of doeltreffend nie, nee. Dis die groot ding met VHS. Reg, ek verstaan beter. Nou, die ander kant, motors. Daar stuur ons elektrisiteit in. Jep, presies die omgekeerde. Jy stuur 'n stroom deur die spoel wat binne in die magneetveld sit. Die magneetveld oefen dan 'n krag uit op daardie draad waar die stroom vloei. Ons noem dit die motoreffek. En daardie krag, wel, dit laat die spoel draai. So dit gaan van elektries na meganies toe. Korrek. En vir 'n GS-motor, raai wat het jy weer nodig? Laat ek raai. Daai selfde splittering kommutator. Bingo. Jep, hy's weer nodig om die stroomrigting in die spoel op die regte tyd om te keer sodat die kragte aanhou om hom in dieselfde rigting te stoot. Anders sou hy net heen en weer wikkel. En weesmotors? Hulle werk soms bietjie anders, want die insetstroom wissel mos reeds van selfrigting. Die ontwerp kan eenvoudiger wees of soms meer kompleks, afhangende van die tipe WS-motor. Goed, ek begin die prentjie nou mooi sien. Maar met WS, daai spanning en stroom is heeltyd besig om te wissel. Op en af, op en af. Hoe meet ons dit dan op 'n manier wat sin maak? Ek hoor mense praat van WGK of RMS-waardes. Wat is dit? Goeie vraag. Ja, die spanning swai mos tussen 'n maksimum positiewe waarde en 'n maksimum negatiewe waarde. Dis nie konstant nie. Die wortelgemiddelde kwadraat of WGK-waarde, RMS is die Engelse term, is 'n soort gemiddelde, maar dis die effektiewe waarde. Effektiewe waarde. Ja, dink so daaraan. Dis die WS-spanning wat dieselfde hoeveelheid krag of hitte sal lewer in 'n weerstand as 'n konstante GS-spanning van daardie selfde waarde. Daai 220 tot 240 volt wat jy by jou huis kry, dis die WGK-spanning. Dis nie die piekspanning nie. Oh, okay. So dis 'n manier om WS gelyk te stel aan GS vir kragberekeninge. Presies, dis 'n baie nuttige waarde, want dit laat ons toe om kragformules te gebruik wat baie soos die GS-formules lyk. Byvoorbeeld, gemiddelde drywing is WSGK maal I WSGK, vir eenvoudige weerstandskringe natuurlik. En die WSGK-waarde is altyd laer as die maksimum of die piekwaarde. Spesifiek, dis die piekwaarde gedeel deur die vierkantswortel van 2. Reg, so dis belangrik om te weet watter een jy het as jy berekeninge doen. Nou enige slaggate, goed waarvoor ons moet uitkyk as ons vir die eksamen leer. Ja, beslis, 'n paar klassieke foute wat leerders maak. Maak doodseker jy verwar nie glyringe met splittering kommutatore nie. Glyringe hoort by DS-generatore. Splittering kommutatore hoort by GS-generatore en by GS-motors. So ken die prentjies en die name? Ja, en verstaan wat elkeen se funksie is. Die een laat die stroom wissel, die ander hou dit in een rigting, buite. Wees ook versigtig met daai berekeninge. Kyk mooi of die vraag jou die maksimum spanning of stroom gee en of hulle die WGK-waarde gee. Want jy moet dalk omskakel tussen die twee. Presies. Jy moet dalk van Vmax na VWGK gaan of andersom voor jy 'n kragformule soos P gemiddeld gelyk aan VWGK maal IWGK kan gebruik. Lees die vraag mooi. Goeie raad. En ek neem aan dis goed om die basiese tekeninge van 'n generator en 'n motor te kan skets. Definitief, ken die hoofdele, die magnete, die spoel of anker en dan die ringeglei of splittering en die borsels. En onthou altyd watter een is meganies na elektries en watter een is elektries na meganies. Absoluut. Hou daai energieomsetting in gedagte. Dis die kernverskil. Fantasties, dankie. Dit help baie. So net om vinnig op te som.
Generators en motors is eintlik familie, né? Albei gebaseer op daai elektromagnetiese beginsels. Ja. Generators gebruik beweging om stroom te induseer, dis na Faraday se wet. Motors gebruik stroom om beweging te skep, dis die motoreffek. Net so. En WSS is koning vir ons kragnetwerke. Hoofsaaklik oor transformators dit so maklik maak om spanning te verander vir doeltreffende transmissie oor lang afstande. En ons gebruik daai WSK-waardes om sin te maak van WSS se veranderlike aard en berekeninge. Jy het dit mooi saamgevat. Hier's miskien net 'n laaste gedagte om jou 'n bietjie verder te laat dink. O ja, Ons het nou gesê VHS is so wonderlik vir lang afstand oordrag, juis oor daai transformasie na hoë spanning. Hoekom dink jy word van die heel nuutste superlang afstand, ultra-hoë spanningslyne wat vandag in die wêreld gebou word, hoekom word hulle eintlik ontwerp om GS, gelykstroom te gebruik? Regtig. Maar ons het dan nou net gesê, Presies. Wat kon dalk verander het? Wat maak GS nou skielik weer aantreklik vir sulke spesifieke toepassings? interessant. Dit gee mens iets om oor te wonder. Dankie, dis 'n goeie een. En dankie dat jy vandag ingeskakel het by Simple Science Potgooi. Gaan kyk weer mooi na jou notas en diagramme oor hierdie hele afdeling. Sterkte met die NSS voorbereiding.